prediker vandag in die boek Hebreërs. En ons lees Hebreërs hoofstuk 12. Hebreërs hoofstuk 12 vanaf vers 1 tot en met vers 3. En dan lees ons ook Hebreërs 13 vers 7 en 8. Hebreërs 12 vers 1 tot 3 en Hebreërs 13 vers 7 en 8. Kom ons buig ons hoofde saam in gebed en ons vra die seën van die Here nou op die lees en die oordeenking van sy woord. Here, u woord lê voor ons geopen. Ons het die voorreg, Here, om vanoggend daarin te lees as troostwoord. En ons bid, Here, dat u hierdie woord vanoggend sal gebruik om troos te bring in die harte van die medietkinders, maar ook elkeen van ons wat daarna luister. Here, om seën u woord. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Die oog moet op Jesus gefestig wees. Terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde, die oog gefestig op Jesus, die begin en volëinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te dink. En hy sit nou aan die regterkant van die troon van God. Hou hom voor oë, wat so 'n vyandige optrede van die sondags teen hom verdraai, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak. Dan Hebreërs 13 vers 7 en 8. Dink aan julle voorgangers, wat die woord van God aan julle verkondig het. Let op hulle lewenswandel tot die einde en volg die voorbeeld van geloof wat hulle gespeel het. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde tot in ewigheid. Amen. Hy is nog dieselfde Jesus, die wonderlike Jesus, ons Heer aan, ons prys sy naam, is nog dieselfde Jesus, hy is nog dieselfde Jesus, die wonderlike Jesus, ons Heer aan, ons prys sy naam, is nog dieselfde Jesus. Geliefdes in die Here, die bedroefde familie, die kinders, die kleinkinders, die agterkleinkinders,
die suster wat nog leef, van ons geliefde broer Ismail Mediet, wie in die rype ouderdom van amper 85 jaar deur die dood van ons weggeneem is. Baie dankie vir die voorreg om vanoggend hierdie boodskap hier te bring. Iemand wat vir die grootste deel van sy lewe, soos wat regter Mediet ook al klaar na verwys het, in die Ingesende Kerk groot geword het, en wat later die VGK geword het. Persoon wie op die kerkraad van die Sendingkerk en VGK gedien het, vir baie jare van sy lewe. 'n Persoon wie ook later as tuinier by die VGK Rainbow diens gedoen het. Iemand wat hy moet baie siek wees as hy nie by die huis van die Here uitgekom het. Maar iemand wie Sondag na Sondag, toe hy sterf nog was, die pad na Rainbow aangevat het, per fiets, om so in die teenwoordigheid van die Here saam met ander gelowiges te wees. En daarom is het so, weet ons dat sy aansluiting by die Komkerk was, dit is voor sy deur, en dit is vir hom maklik in die ou dag om steeds by die huis van die Here uit te kom, ongeag die denominasie, want dit is dieselfde Jesus wie ons dien en aanbid. Nou, liewe broers en susters, ons is vanoggend deeglik bewus van die persoon wie ons vanoggend afstem. 'n besondere man, van wie ons elkeen vanoggend iets kan sê. Onthou, broer Mediet het altyd gesê, voorspoed of teenspoed, solank die spoed daar is. Broers en susters, 'n mens wat in ons elkeen se lewe iets nagelaat het. Maar wat my in besonder bybly, as ek vanmôre oor die lewe van broer Ismail Mediet moet nadink, as ons in hierdie dag sy stoffelike oorskot grafwaarts neem, is sy liefde vir die Here. En sy liefde vir die saak van die Here. Soos wat sy kleinkind dit ook in die oude plek genoem het, hy kon hy trek. En dan eindig hy op by 'n storie of 'n verhaal vanuit die Bybel. Iemand wat desondanks die moeilikhede en die ontberinge in sy eie lewe vasgehou het, gelowig en uitvolgehou het, soos Paulus daar aan Timotheus sê in 2 Timotheus 4:7. En nou wag daar vir my die oorwinnaarskorona, die lewe by Jesus. Geliefdes, het bring my vanoggend so oordenking uit die boek Hebreërs, en ek sien nou op die program ook dat die teksvers van die familie opgesit het, dat
moedig en hulle aan te moedig om te volhard, om vas te hou. 'n groepie jong gelowiges wie bely het dat Jesus die Here is, maar met wie dit bitter moeilik gegaan het. Jong Christen gelowiges wat by die punt gekom het waar hulle nie meer kans sien om verder te gaan nie. Mense wat moed verloor het. Vir jare het hulle vasgehou aan Jesus Christus. Het hulle getrou in mekaar se huise byeengekom, na die woord van die Here geluister. Hebreërs 10 vers 25. Ons moenie van die samekomste van die gemeente wegbly nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan. Net soos in ons lewe was die geloofspad van hierdie groepie Christen gelowiges nie net gekenmerk deur voorspoed, deur maanskyn en rose nie. Hulle het ook die wind van voor gekry. Hulle was vervolg. Hulle het geliefdes verloor in die proses. Hierdie gelowiges wat alles prys gegee het en agter die Here Jesus aangestap het, hulle sien nie meer kans om verder hierdie pad te stap nie. Die pad word vir hulle te moeilik. Hulle het moeg geraak. Hebreërs 12 vers 12 praat van slap hande en lam knieë. Die skrywer van die boek Hebreërs skryf aan hierdie mense en moedig hulle aan om die moed op te gee. En nie hulle vertroue, hulle vashou in die Here te verloor, nie hulle geloof in die Here te verloor. En hy bemoedig hulle deur hulle te wys na die grootste voordeel in die geloof. Die begin en die einde van die geloof. Maar ook saam met Jesus is daar die gelowiges lang voor ons tyd. Want ons het nou die teksgedeelte begin. Uitsluit aan by hoofstuk 11 wat praat van die geloofshelde en heldinne uit die Ou Testament wat desondanks die moeilikhede van die lewe, al het hulle nie verkry in geloof, het hulle oë gevestig op die stap wat die Here vir hulle voorberei. Daarom het hulle nie moed opgegee. En sê die Hebreërs skrywer nou, terwyl ons dan hulle wat ons vooruit gegaan het, hierdie skare van geloofsgetuies saam met Jesus. Laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gefestig op Jesus. Die begin en die einde van die geloof. Broers en susters, die skrywer gebruik hier die pragtige beeld van amper half van die wet of van die wedloop, van amper soos Olympiese spele. 'n beeld wat vir die mense aan wie hy skryf baie bekend was. Soos ons vandag oor rugby smaak, so het die mense van daardie tyd oor atletiek gesmaak. Nou broers en susters, beskryf hy hierdie wedloop van die geloof. Met 'n skare wat voor die paviljoen sit en kyk aan na die deelnemers. En hy sê ons Christene, ons is almal deelnemers in hierdie speel. Ons hardloop in die wedloop van die lewe. En in hierdie paviljoen
Hy sê vir ons, waar sit Jesus? Aan die regterkant van God. Hy het oorwin. Nog weer die paviljoen, broers en susters, sit die groot sporthelde van die verlede. Die geloofshelde waarvan Hebreërs 11 praat. Om ons aan te moedig. Dis hulle werk. Hulle roep daar van die paviljoen af, roep hulle vir ons wat deelneem, hardloop, byt vas, hou moed, ons het dit gemaak, jy kan dit ook maak. Moet nie moeg word, moet nie touw opgooi en hierdie geloofswedloop nie. Broers en susters, ek wil amper sê, dit laat my dink aan my atletiek daar, maar jy sal my nie glo nie. As jy nou na my kyk, is ek vir jy sê, ek was 'n sprinter. 100 meter atleet. Maar broers en susters, jy sal weet nie. En nou in hierdie tyd, is dit my so weer atletiek tyd, nee. Nou jy sal weet dat, 'n mens doen mos jou bes as jy nou hardloop. Maar jy gee nog jou beste, wanneer jou pa, wanneer jou ma, wanneer jou familie ook daar langs die lyn is, en as jy daar wegspring, en hulle moedig jou aan. Hulle cheer jou om jou kant te bring, om nog harder te probeer. En so sê die skrywer, is daar die geloofskap van die Ou Testament, Abel, Henoch, Rahab. Hulle is hier op die paviljoen en hulle moedig ons aan. Moet nie ophou nie. Byt vas, volhard, stry die goeie stryd van die geloof. Die Hebreërs skrywer bemoedig verder. Hy sê, dink aan hulle. Dink aan hierdie voorgangers. Dink aan hierdie skare van geloofshelde en heldinne uit die Ou Testament, maar dink ook Hebreërs gemeente aan julle eie ouers. Wat die woord van God aan julle verkondig het. Let op hulle lewenswandel tot die einde toe en dan volg hulle voorbeeld. Jesus Christus is gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. Dieselfde Jesus wat hulle inspireer het. Dieselfde Jesus wat hulle inspireer het. Hy is nog vandag dieselfde Jesus. Broers en susters, geloofshelde, gewone mense, ook maar met hulle eie probleme. Maar die Hebreërs skrywer sê, kyk na hulle. Hulle desondanks die aanslag van die lewe. Het hulle getrou en gelowig en het volgehou. Bemoedig daarmee die gemeente van Hebreërs. Mense wat nie meer kan sien en verder die weg loop. Daar toe. Hy wil sê, kyk na hierdie mense. Neem uit hulle lewe uit. Neem hulle voorbeeld. Kyk na hulle geloof, ten spyte daarvan dat hulle nie gekry het wat beloof is in hulle tyd nie. Het niks of niemand hulle oog afgekry van die doel waarna hulle gestreef het.
is nie. Gelees Hebreërs 11 en dan sluit hy gedeelte af. Daarom is God nie skaam om hulle God genoem te word. Mense wat volhard het tot aan die einde toe. Hulle het geleef vir daardie stad wat God voorberei het. Dieselfde Jesus wat hulle geïnspireer het, hy is nog vandag dieselfde Jesus. Nou geliefdes, ek sluit af. Ek te weet dat sulke klas gelowiges nie net beperk was tot die Bybelse tyd, maar dat daar vandag steeds onder ons manne en vroue is wat steeds hierdie geloofswet met volharde hardloop, die oog gevestig op Jesus, die begin en die einde van die geloof. Wat gelowig en uitvolg. En vanmôre sonder vrees kan ek sê, Ismail Majid is een van daardie gelowiges van ons tyd, wat gelowig en uitvolg, wat nie sy oog van die wenstreep afgehaal het, wat Jesus voorgehou het. Nog een wat vanmôre kan aansluit, broers en susters, by die skare van geloofsgetuies wat ons vooruit gegaan het en wat ons nou aandig. Hardloop, byt vas. Ek het dit gemaak. Jy kan ook. Hou net die oog op Jesus. Dink aan hulle, moet hulle nie vergeet nie. Volg na die voorbeeld. Hy is nog dieselfde Jesus wat broer Ismail geïnspireer het en vir wie hy sy lewe gegee het, op wie hy altyd deur sy oog gehou het. Hy is nog vandag ons Jesus. Broer Ismail het die wedloop voleindig. Hy het gelowig en uitvolg gehou. Die oog op Jesus, die begin en die einde van die geloof. Kom ons volg broer Ismail se voorbeeld na, sodat ons, wanneer ons reis hier op aarde, ten einde, wanneer ons wedloop hier op aarde ten einde kom,